Ek wil vandag vir jou iets uit die boek Nahum kom vertel. Nahum was 'n profeet wat geroep was en gestuur is na die groot stad Ninive toe, om vir hulle te sê dat God genoeg gehad het en dat hy hulle gaan verwoes, dat hy hulle gaan vernietig, dat God se oordeel uiteindelik voltrek het en sy toorn opgevlam het en hy kom om Ninive te verwoes. Ninive was op daardie stadium die hoofstad van Assirië gewees en hulle was totaal en al goddeloos. Miskien onthou jy iets anderste van Ninive. Jy onthou dat Jona, ook 'n profeet, na Ninive toe gestuur is. Dat hy gepreek het en dat hulle tot bekering gekom het en dat God genadig was en hulle gespaar het. Nahum tree so omtrent 150 jaar later op, teen hierdie selfde stad, wat toe die pad heeltemal byster geraak het. Ons lees in Nahum 1 vers 3. Die Here is geduldig, maar geweldig sterk. Die Here is geduldig, maar geweldig sterk. Die hele boek Nahum gaan hieroor, dat God geduldig was met Ninive. Dat hy vir hulle wel 'n kans gegee het, om op die regte pad te kom, maar dat hulle nie op die regte pad gebly het nie. Op daardie stadium wat Nahum gestuur word, is hulle besig om vir Juda onder baie druk te plaas. En hulle belas vir Juda verskriklik erg, en Juda kry swaar onder Ninive. En God sê, dis nou genoeg. Ek gaan nie laat jy met my mors nie. Ek gaan kom, ek gaan jy verwoes. En hy doen dit dan ook. God herstel dan vir Juda, en hy help vir Juda. Hy sê eintlik verder in Nahum dat hy gaan die juk breek wat Ninive op Juda geplaas het. En dit is waarby ek vandag wil uitkom. Hierdie boodskap van Nahum vir my is 'n eenvoudige een, wat kom sê dat daar 'n juk is wat oor ons geplaas is, en daardie juk is die juk van sonde. Sonde wat vir my en jou weghou van God af, wat vir ons skuldig laat voel, wat vir ons sleg laat voel, wat maak dat ons nie naby aan God kan kom nie. Dankie tog, God is lankmoedig met ons, geduldig met ons. Dit vat lank vir sy gemoed om op te toren, op te vlam, en dan om vir ons te oordeel. Maar ons kry ook hierdie prentjie uit Nahum dat God nie iemand is met wie jy moet mors nie. Daarom kan ons nie met sonde speel nie. Dit is nie aanvaarbaar nie. Ons kan nie met dit aanhou nie. Ons moet toelaat dat God die juk van sonde kom breek. En dat sy genade ons kom verlos van daardie las. Ons het 'n verantwoordelikheid om op die regte pad te wees. God is geduldig, ja, maar hy is ook geweldig sterk. Soos Nahum sê, ons moenie met God mors nie. Laat vandag toe dat die Here die juk van sonde in jou lewe kom breek en jou vrymaak daarvan, sodat jy hom waarlik kan volg en iets van sy genade in hierdie lankmoedigheid van hom mag beleef.